Goeienaand. Baie welkom by vanaand se kerkdiens. Ek wil julle uitnooi om sommer net vir 'n oomblik na mekaar toe te draai en vir mekaar goeienaand te sê en welkom te heet. Ek neem aan dis heelwat besoekers ook vanaand. Kan ons dalk net so 'n aanduiding kry van besoekers? Net so 'n ligte hand opsteek. Baie welkom by ons vanaand. Ek wil vra dat julle sommer net na mekaar toe draai en vir mekaar vanaand goeienaand sê. Dit was nou kosbaar om van vooraf te sien, hulle waai op vir iemand te wys lidplek gehou en iemand anders in die gemeente waai terug. So, dankie dat julle so vriendelik is en almal welkom heet vanaand. Ek wil julle sommer net vra dat julle sal oplet na die skyfies, dit sê wanneer ons staan, wanneer ons sing, en wanneer ons sit, wanneer ons sing. So julle kan net die skyfies volg, sodat die liedere begin speel en ons saam sing. En ons gaan 'n deurkollekte aan die einde van die erediens by die deur opneem as julle offer by die deure wil gee. Dan wil ek vir julle sê, sommer net baie welkom weer vanaand by hierdie erediens. Vandag is die begin van ons kerkjaarkalender. So as jy dalk in die nuwe jaar of ou jaar werk en jy's vandag af, dan kan jy weet dit is vandag die eerste dag van ons kerkjaarkalender. Soos wat mense die 1 Januarie sal vier ons vandag die eerste Sondag wat Advent Sondag is, wat ons in afwagting wag vir die koms van die Here. Ek wil vra dat julle vir 'n oomblik net rustig sal raak. Julle oë sal toemaak en dat ons net vanaand se erediens begin in die naam van die Here. Here, baie dankie dat ons vanaand kan by mekaar kom om met ons harte en ons stemme en ons woorde hierdie afwagting wat in ons harte is van u koms te kan vier as gemeente en kuiergaste saam. Here, dit is vir ons nie net 'n tradisionele by mekaar kom nie, Here, maar regtig 'n voorbereiding vir die afwagting en die oploop na Kersfees toe. Here, mag vanaand iets van 'n belewenis wees wat sê dat ons is geroep om verskilmakers ook in die wêreld te wees. Amen. In duisternis en angs bevange slaap die aarde, so maatloos ver verwyder van die hoë lig, van God se liefde en genade, dat geen sterreglans, geen sagte flonkering selfs die winternag verlig.
En lank reeds wag die mens in die verderf gestort en uitgeban van die verlore paradys. Deur eie stort en opstaan teen die wil van God, op die verlossing aan Adam en sy vrou beloof, dat een uit hul geslag die slang se mag sou breek, sy kop vermorsel in die sand. Ek wil jou uitnooi dat as jy ergens deur die jaar iets beleef het dalk van God wat die lig is in jou lewe, iets van God beleef het wat iets in die donker verdring het vir jou. Hier's heelwat kersse hier voor om aan te steek en ek wil jou vra om vorentoe te kom as jy wil en 'n kers te kom aansteek.
Jesaja 8 vers 23 en 9 vers 1. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die volk wat in die donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die evangelie het 'n baie duidelike gerigtheid op mense en op die lewe. Die woord het gekom en het vlees geword, is nie maar 'n woord wat in die wind gespreek word nie. Dit het 'n adres, dit wil gehoor word, en dit vra 'n antwoord. Die evangelie is nie 'n neutrale boodskap wat iewers hang en niemand regtig raak nie. Dit gaan oor die lewe en wil gehoor, begroet, ontvang en geglo word. Oh
Wie die eerste lig gewaar, 'n herderseun wat vakerig by sy skape waak, of 'n laat wandelaar, verliefdes met vreug en nuwe lewe hoog en heerlik in hulle harte, die wyses wat die ure deurwaak om die geheim van die aardse lotgevalle in die nag te sien. Wie sal dit sê? Een nag het aan die hemelboog 'n nuwe groot, onbekende ster verskyn. So skielik, so skitterend, soos geen ster nog ooit nie. Oor lande van die sterflikheid kon staan en straal 'n blou vlam, 'n vuur wat oor die aarde klim en elke uur al verder na die ooste neig. Aansteek van die kerse was vir ons sigbare getuienis dat die lig wat ons ken, die lig wat skyn deur ons en in die donker, die lig bring die donker verdryf, dat hierdie lig teenwoordig was deur die jaar en steeds is. En ek wonder of jy al saam met my gewonder het hoekom kerke oor die eeue heen gekleurde glasvensters gebruik het. In die eeue toe mense nog nie kon lees of skryf nie, was hierdie vensters die Bybel wat vir die mense van God vertel het. Die beelde het vertel van Adam en Eva, van Abraham en Sarah, en Maria en Josef en die krib, en van Jesus, die verhaal van God. En wanneer die sondig deur die glas geskyn het God se verhaal lewendig geword. 'n Bybel in lig en kleur. Mense het die lig gesien en daarin die teenwoordigheid van God beleef. God se teenwoordigheid begin een nag in 'n donker stal by twee gewone mense. Oh
Amsterdam is daar elke jaar 'n uitstalling van die beste foto's en persfoto's van die jaar kompetisie word daar gehou. Daar word elke jaar meer as 70 foto's uitgestal wat die seer van die wêreld in kleur en in wit en swart vasvang. Al die lendes is daar om te sien. En talle Nederlanders en besoekers van reg oor die wêreld staan dan voor hierdie foto's en huil wanneer hulle na hierdie ontstellende beelde kyk. Daar is 'n man in Somalië wat tot sy kop toe in die grond begrawe is voordat hy deur moslems gestenig is oor beweerde oorspel. Die karkasse van diere wat vrek as gevolg van erge droogtes en die gevolg van aardverwarming. 'n Ligaanval waar tydens brandende fosfor op vroue en kinders neerreën en mense in vrees weghardloop en so kan die beelde gesien word en herhaal word. 'n Dominee vertel dat hy die voorreg gehad het om die uitstalling in 2010 te kon meemaak en het die lenteoggend gesien hoe die foto's in die oude kerk 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Die loodglasvensters van die oude kerk beeld die Lukas evangelie uit. En as die son net reg in die lig is, val die kleure van die ruitglas evangelie op hierdie seerstikkende foto's, sodat dit in 'n nuwe lig vertoon. Dit het my laat dink aan wat sal gebeur as die lig van die evangelie nie net deur die loodglasvensters op die wêreld val nie, maar deur ons lewens op die mense om ons se seerval. Deur ons individuele en ons gesamentlike gawes, dade en woorde in die kerk en in die wêreld waarna die Here ons roep. Lig was nog altyd 'n simbool van God self. In donker kathedrale het gekleurde glas gewone sonskyn verander in iets heilig. 'n Herinnering dat God se lig alles verander wat dit aanraak.
lig is nie die simbool van God self nie. Die lig is Immanuel, God met ons. In die donker wêreld het die lig, Immanuel, ons lewens kom verander in iets wat heilig is. 'n herinnering dat God se lig alles verander wat dit aanraak. Vir my, vir jou, verander. Ek weet die lewe het 'n donker kant. Ek weet die wêreld huil en die aarde brand en ek weet die nag is koud en die pad is lank. Ek weet die storms woed en die skepe strand. Maar ek weet eers is die blomme mooi, al sal die mense elders bomme gooi. I know my darling, we will be all right, because love is stronger than the darkest night. As hartseer winde oor jou hart kom waai en waar jy reis is daar 'n slegte draai. Soms sê die vrede sommer so kobaai en dry your tears, my baby, please don't cry. Want as jy luister sal jou hart dit hoor, nes jy dink jy het jou lied verloor. Then comes the song, the sweetest song, my dear, the song of love that you and I can hear. Daar is 'n plek, daar kan jy sweetness kry, genoeg vir jou en ook genoeg vir my. Oh baby, there's enough to go around. There is a song that has the sweetest sound.
Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverweelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Dit is hierdie profetiese woorde in Jesaja wat ons in herinnering roep, wanneer ons kyk na die belofte wat vervul is in die Nuwe Testament. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit geblyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim die verloving te breek. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om vir Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees.
Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk met hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Want as dit vertaal word beteken dit God met ons. Immanuel, God met ons, die lig. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God.
Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ek glo in die Seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het om ons te ken, elkeen op sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein en in die jaarringe van sy tyd. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om 'n doringkroon te dra en van God geskei te word in die godsverlatenheid van Golgotha, die doderyk oorwin het en opgestaan het, en dat ons onvervreem van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus wat opgevaar het en aan die Vader, van daar waar die sagte oordeel gebring word, omdat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is, en my deur en deur ken tot in die kern van my hart, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou en my elke dag dra, en daarom wil ek sy grootheid besing, die lig, Immanuel, skyn deur my, en vertel 'n storie van gebrokenheid, 'n storie van my heiligheid, God se storie met my, deur my, vir 'n donker wêreld wat soek.
Soos wat die laaste lied gesê het, reckless love. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow that you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it. I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Toe Jesus gebore is, het die lig van die hemel die donker in die aarde kom deurbreek. Dit het geskyn oor die skaapwagters in die veld, op die gesigte van Maria en Josef en oor die wyse manne wat uit die ooste uitgekom het. Daardie lig skyn nog steeds vandag deur mense wat Jesus liefhet, wat vergewe, wat dien, wat omgee. Mense wie se lewens 'n venster word waardeur God se liefde gesien kan word. Elke blokkie perfek gekies om op die regte plek deel te vorm van die groter prentjie. Is
Vanaand se doodglasvensters het 'n unieke storie van liefde om te vertel. Elke stukkie glas het sy eie vorm en eie kleur, maar saam vorm dit een groot prent. Net so is ons almal verskillend, uniek, soms 'n stukkie gebreek, maar in God se hande word ons saamgevoeg tot 'n prent van sy genade. Wanneer sy lig deur ons skyn, vertel ons lewens verander die storie van Jesus. Ons word self God se lewende loodglasvensters, maar deur wie Christus se lig die wêreld binne skyn. Mense wat die lig in die donker bring. En dit is die hart van Kersfees. Jesus, die lig vir die wêreld, is in 'n donker Bethlehem gebore en daardie lig skyn steeds vandag deur mense wat glo, wat liefhet, wat hoop. Deur jou en deur my vertel God sy storie. Weer dink ons saam aan daardie nag, die herders en die sterreprag, die engele woord wat blydskap bring, die blye koor wat juig en sing. Laat ons nog eens die lied herhaal, die engele lied in mensetaal. Op aarde vrede, God die eer, die mensdom huil, God seën daal neer.
ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ontvang die seën van die Here. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Mag sy lig in en deur jou skyn. Amen.